En ons gaan daar lees vanaf vers 14. 2 Konings 13 vanaf vers 14. Ook kan elkeen wat ingeskakel is oor die internet, baie welkom saam met ons. Mag die Here u seën met die verkondiging van die woord. Ek lees vir ons voor. En toe Elisa siek was aan die siekte waarin hy sou sterwe, het Joas die koning van Israel afgekom na hom en oor hom geween en gesê, my vader, waar van Israel en sy ruiters? Daarop sê Elisa vir hom, neem 'n boog en pyle, en hy het vir hom 'n boog en pyle geneem, en hy sê vir die koning van Israel, sit jou hand aan die boog, en hy het sy hand aan die boog gesit, en Elisa het sy hand op die hande van die koning gelê. Verder sê hy, maak op die venster na die ooste toe, en hy het dit oopgemaak, en Elisa sê, skiet, en hy het geskiet. Toe sê hy, 'n pyl van oorwinning van die Here, en 'n pyl van oorwinning van op Aram, jy moet die Arameërs volkome verslaan in Afek. Verder sê hy, neem die pyle, en hy het dit geneem. Toe sê hy vir die koning van Israel, slaan teen die grond, en hy het 3 maal geslaan en opgehou. Daarop word die man van God baie kwaad en vir hom en sê, jy moes 5 of 6 maal geslaan het, dan sal jy die Arameërs volkome verslaan het, maar nou sal jy die Arameërs 3 maal verslaan, verskoon tog. Daarna het Elisa gesterwe, en hulle het hom begrawe, en die bendes van die Moabiete het die land ingekom met die ingang van die jaar, en terwyl hulle besig was om 'n man te begrawe, sien hulle met eens die bende. Daarom het hulle die man in die graf gegooi, van Elisa gegooi. En toe die man met die gebeente van Elisa in aanraking kom, het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete. En Hazael, die koning van Aram, het Israel verdruk al die dae van Joas. Maar die Here was hulle genadig, en het hom oor hulle ontferm, en hom tot hulle gewend, terwille van sy verbond met Abraham, Isak en Jakob. En hy wou hulle nie vernietig, en tot nog toe nie van sy aangesig wegwerp nie. En Hazael, die koning van Aram, het gesterwe, en sy seun Ben-Hadad het in sy plek koning geword. En Joas, die seun van Joahas, het weer die stede uit die hand van Ben-Hadad, die seun van Hazael, teruggeneem, wat hy aan sy vader Joas in die oorlog ontruk het. Joas het hom 3 maal verslaan en die stede van Israel herower. En toe daar lees ons uit die woord van die Here. Kom ons buig ons harte en bid ons saam. Wonderbare Here, wat 'n wonderlike voorreg het ons in hierdie môre om ons harte voor U te buig en U te kom erken dat U is die bron van alles. U is die rede waarom ons hier saam is. En ons behoefte is aan U, Here. Nie aan 'n mens nie aan mense woorde nie. Here, ons weet ons is afhanklik van U. Ons weet ons kan niks sonder U doen en niks sonder U wees nie. En daarom kom ons in hierdie môre en ons kom buig ons harte as gemeente voor U. Dankie vir U genade, U goedertierenheid en U liefde. Dankie vir U guns wat U oor ons lewens kom uitstort. Dankie vir U getrouheid wat U dag vir dag so mildelik oor ons kom uitgiet. En dankie Here dat ons nie hoef te wonder nie, maar ons kan weet, want U het die toets van tyd oor ewigheid reeds deurstaan. Here, ons kom bid vir elkeen wat verjaar. En ons sê vir U dankie vir nog 'n lewensjaar. Ons bid dat U vir hulle sal toedek onder die kosbare bloed, dat U Uself sal verheerlik in elke hart en elke lewe, en Here, dat U op 'n wonderlike wyse met ons as gemeente sal besig wees in U genade. Here, ons kom bid vir elkeen wat siek is, en ons vra dat U regtig genade sal kom bewys daar waar dit nodig is, vir 'n sieke, maar ook vir die mense wat rondom hulle is om te ondersteun. En dankie Here dat ons mag beroem op die naam van die Here en weet U is by magte om groot wonders te kan verrig. En daarom kom ons en ons bid tot U, Here. En in die naam van die Here vra ons dat U 'n woord van genesing sal kom uitspreek oor elke hart en elke lewe, gees, siel en liggaam. En ons sal getuig en vertel. Soos wat U ons kom opwek, Here, oor die wonder van God in ons lewens. Here, ons is 'n gemeente met 'n klomp bedieninge en 'n klomp dinge wat aan die gang is.
En so maklik kan ons maar net deur die emosies gaan. En vertrou ons hier vandag, Here, dat U ons getrou sal hou om liggaam van Christus te wees. Gefokus op die koninkryk van God. En Here, help U ons om te lewe op so wyse dat dit sal wees vir die eer van die Here. Dankie dat ons kan bid vir ons omgewing. Die misdaad, die veiligheid van ons mense, die aanslag van die bose wat daar is. Want daar is 'n brullende leeu wat rondloop om te soek wie hy kan verslind. Maar dankie Here, dat U die getroue God vir ons 'n skuilplek is. Dat ons by U 'n toevlug mag vind. En Here, dat U altyd, maar altyd daar is, om saam met ons die pad te kan loop. Ja, soms net een ry voetspore, en ons gee die lof en aanbidding van ons hart vir U alleen daarvoor. Maar Here, kom maak dit asseblief stil in ons harte. Te midde van 'n krom en verdraaide geslag waarin ons is. In skole is dit gruwelik wat kinders mee blootgestel word. In ons munisipaliteite omgewing is dit verskriklik wat in ons omgewing aan die gang is. Dankie Here dat ons na U toe kan kom. En U bloed kan pleit oor ons mense. Help ons om lig te wees. Help ons om sout te wees. Help ons Here om rentmeesters te wees van 'n hemelse burgerskap. En daarom vra ons dat U asseblief in hierdie môre met ons sal kom praat uit U woord, sodat ons toegerus kan wees, Here, vir die weg wat voor ons lê. Ja, ons bid ook vir Marjaan wat in hierdie môre besig is met sy eksamenboodskap daar in Brakpan. En ons vertrou U dat U op 'n wonderlike wyse vir hom naby sal wees, Here, dat U vir hom sal dra, dat U vir hom sal voorsien, dat U regtig die woorde in sy mond sal lê en dat U self sal kom verheerlik ook daar waar hy besig is. En elke ander plek waar U woord en krag en waarheid uitgaan, bid ons dat U die getroue God daardie woord diep in die harte sal indra, Here, sodat ons teen God nie sal sondig nie. Dankie vir die voorreg om dit te mag bid. En weet U oor ons gebed. En daarom vra ons dit in Jesus naam. Amen. Nou vriende, ek wil graag aan U voorhou as teks van oordenking vers 23, waar die woord van die Here sê, maar die Here was hulle genadig en het hom oor hulle ontferm en hom tot hulle gewend ter wille van sy verbond. En dan wil ek met U praat oor die onderwerp van die God van belofte. Hierdie God van belofte wou hulle nie vernietig nie. Dit was nie sy hart gewees om hierdie mense van die aarde af te vee nie. Hy wou hulle nie van sy aangesig af weggewerp het nie. Inteendeel, hy wou hulle juis nader getrek het om by hom te kan wees. Hy wou juis guns bewys het, want dit is wie hierdie God is, om genade te bewys. Dit is sy karakter. Dit is sy manier. Dit is sy belofte. Deur die woord van die Here sien ons hoe hy ter wille van hierdie belofte aan 'n mensdom altyd besig is om 'n hand uit te steek na die wêreld. Ek en jy kan niks doen om gereed te maak nie. Ek en jy kan niks doen om nader aan God te kom nie. Al wat ons kan doen is om die hand uit te steek, waartoe God ons in staat stel, om te sê, Here, hier is ek. En dan is die Here altyd daar getrou. Hy initieer, hy is die een wat begin, hy is die een wat klaar maak, en hy is die een wat 'n hand uitsteek na jou en my, soos 'n Petrus, wat besig is om te verdrink, om ons uit te lig uit die sondebande van hierdie wêreld uit die moddersluik uit van hierdie wêreld, en sonder hom is daar vir ons geen lewe nie. En ons sien dat hierdie God van belofte op 'n wonderlike wyse met jou en my besig is. En eerstens wil ek graag vir u wys, wat hy doen hy ter wille van hierdie genade. Hierdie volk het genade nodig gehad. Hierdie volk het nie verdien om genade te kan verkry nie. Hierdie volk was eintlik die teenoorgestelde as dit wat hulle gekry het. Ja, hulle het eintlik straf verdien. Hulle het eintlik dood verdien. Hulle het eintlik die hel verdien. Daar's niks goeds wat hierdie volk verdien het nie. Maar tog kom wys God vir hulle genade. Net so het ek en jy niks om van God te verwag nie. Net so het ek en jy niks om te kan bied en te kan sê, maar ek het dit gedoen of dat gedoen nie. Dit maak nie saak hoeveel keer ek iets gedoen het vir die Here nie. Maak nie saak hoeveel ek gegee het vir die Here nie. Maak nie saak hoeveel keer ek gedoop is nie. Dit gaan eenvoudig oor God wat genade bewys. En hy doen dit omdat hy die God van belofte is. En ek en jy het 'n baie groot verantwoordelikheid om nie speletjies te speel met die genade wat God vir ons kom wys nie. Die feit dat ons vandag hier is deel van God se genade.
Die feit dat ons nog 'n geleentheid het om God te kan aanbid en God te kan eer, is deel van God se genade. Elke tree is deel van God se genade wat hy oor jou en my lewe nog uitstort. Elke asem, elke tree, elke stukkie guns, elke geleentheid, elke oomblik, elke ingryping van die Here. Ja, elke roepstem, elke rigtingwyser, elke keer as God bemoeienis kom maak, elke keer as jy die woord van die Here oopmaak, elke keer as jy 'n gebed bid en jy weet, God hoor die gebed, elke beweging van die hand van God, waar hy onder mense kom inklim en kom ondersteun, dis genade van God alleen, nie oor iets wat ons gedoen het nie, want dit is onverdiende guns, maar dis genade van God af, omdat hy die God van belofte is. Elke ontmoeting, elke besoeking, is genade en genade alleen. Toe jy jou oë toemaak gisteraand om in die slaap te raak, en God jou 'n nagrus kom skenk, was dit genade van God af gewees. Toe jy jou oë vanmôre oopmaak en 'n nuwe môre sien, was dit genade van God gewees, dat hy vir jou gedra het tot waar jy is vandag, nie oor iets wat ons gedoen het nie, maar oor die wonder van God se getrouheid. En daarom moet ons versigtig wees, wat ek en jy doen met God se genade. Ja, God se genade lyk soms bietjie anders as wat jou en my genade is. God se genade lyk soms so bietjie donkerkleurig vir ons, en ons sou graag wou hê, dit moet bietjie anders ingekleur word. Maar ek dink aan Paulus. 'n man wat godsdiens beoefen het, 'n man wat vir die tempel gewerk het, ondergeskik was aan die hoëpriester, en hy het nou gegaan en in die naam van die tempel, en in die naam van die hoëpriester, het hy gedink hy doen God 'n guns, en hy het gegaan om die werk te gaan doen, en die gemeente vervolg, en die saak van die Here skade gemaak. Tog kom die Here op die pad na Damaskus, en hy skyn 'n lig uit die hemel uit op hierdie man, in die middel van die dag, so 'n helder lig, helderder as die son se skyn, want so groot is God se genade, dat dit helderder skyn as die son wat skyn. In die middel van die dag. Ja, jou klere wat jy dra is genade van die Here af. Die huis waarin jy bly is genade van die Here af. En ek en jy moet onsself die vraag afvra, wat doen ons met God se getroue genade? 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Hierdie woordjie is kosbaar, want hy sê sy genade is altyd al genoegsaam. Daar's nie nog genade nodig buite die genade van God nie. Daar's nie meer genade beskikbaar as die genade van God nie. Dis al genade wat daar is, en dis al genade wat nodig is, want is altyd genoeg. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry, en genade kan vind, en op die regte tyd gehelp kan word. Ja, ons het baie hulp nodig, né? Ons kan baie met mekaar praat oor die ondersteuning wat ons nodig het, en ons het nodig om genade te vind van God af, want as ons in hierdie wêreld oorgelewer is, wat bly oor? En ja, ons kan vir mekaar sê, ons het barmhartigheid nodig. Maar hoe wonderlik is dit nie om te weet, dat daar is 'n God van getrouheid in die hemel, en hy is op die troon van die heelal, en hy gee genade aan wie hy wil, en wie hy nie wil nie. En as ek en jy na die troon van genade nader, dan is daar vir ons barmhartigheid, daar's vir ons genade, en daar's vir ons hulp. Nie net menslike hulp nie, maar goddelike hulp uit die troonkamer van die hemel uit. Hoe mooi is dit nie, julle? Romeine 6 vers 14 sê, wat die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. So ons moet dit vat, wat die woord van die Here vir ons sê. En hy kom sê vir ons hier baie mooi, dat al manier wat ek en jy kan heers oor sonde, is as God vir ons genade kom bewys. Want as ons hierdie vlees van ons een kans gee, dan gaan ons sondig. Elke een van ons gaan sondig. En daarom is die genade van God vir ons so groot, dat hy vir ons sê, dis vir ons moontlik om oor sonde te kan heers, en sonde nie verder toe te laat om in jou lewe te heers nie. Maar dis alleen genade. 2 Korintiërs 9 vers 8 sê, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê, en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Nou, soos baie vinnig, ons al net versies uit die Bybel uit aan, ons al sinsnedes uit die versies aan. Dan sê ons, nee, die genade van die Here is vir ons oorvloedig, sodat ons in alle opsigte volop kan hê, veral in ons beursies en in ons werke, wil ons al die oorvloed hê en daai goeders. Hy sê nee, maar al hierdie oorvloed wat hy gee is vir hierdie een doel, vir elke goeie werk. Jy sien, daar is 'n verantwoordelikheid wat agter die genade lê.
Want die genade is nie net vir al die random goedjies van die lewe nie. Die genade is vir 'n lewe wat God gaan eer, wat God gaan prys, 'n lewe vol van goeie werke. En God gee die genade. So hier is die issue vandag. As daar nie vandag die goeie werke in my en jou lewe is nie, dan is dit die probleem. Dan vat ek God se genade wat hy vir my wil gee om goeie werke te gaan leef, en ek gooi dit terug in sy gesig. Hoe skrikwekkend is dit nie? Die tweede een wat vir my uitstaan van hierdie wonderbare God van belofte, is hy tree op in hierdie getrouheid van hom, ter wille van ontferming. Hy is die God van ontferming, leer die woord van die Here ons. En hy het na hierdie volk van hom gekyk en hulle jammer gekry. Hy het na Jerusalem toe aangestap gekom en gesê, soveel keer wou ek, maar julle wou nie. Dit het 'n traan in God se oog gebring. Dit het 'n beroering in sy hart gebring. Daar's 'n onstuimigheid in sy gemoed gewees oor 'n volk wat hy wou, maar hulle wou nie. En hy ontferm hom oor hulle. Daar's 'n verbintenis, daar's 'n koneksie, daar's 'n sieleband, daar's 'n sorgsaamheid. Hy neem verantwoordelikheid vir 'n volk. Nie net vir 'n huis of vir 'n individu nie, vir die hele wêreld. En hierdie ontfermende God wat verantwoordelikheid vat vir die hele wêreld, kom en hy kom onderhou hierdie wêreld, elke asem, elke hartklop, elke tree, elke oomblik, te midde van al die goddeloosheid, te midde van al die duisternis, kom hy en hy kom doen hierdie wonderlike werk, want hy's 'n God van ontferming. En hy sê hy sal sy arms uitstrek om my te help wanneer dit nodig is. Hy is so 'n God van ontferming, dat hy homself ontneem het van 'n hemeltroon. Dat hy homself 'n mens laat word het. Hy is so 'n God van ontferming, dat hy homself as 'n klein pasgebore babietjie in sy eie skepsel se hand kom instoot het. En gesê het, pas my kind op. En hy het sy hart vloei daar net ontferming. Vir 'n mens noem dit nie eers waardeer nie. Is dit nie vir God se ontferming oor jou en my lewe nie, was ons nie vandag hier nie. En as hy nie vandag ons tot hier gebring het nie, waar sou ons wees? Eksodus 33 vers 19 sê, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Hy besluit self waar sy ontferming toe reik. Hy besluit self tot op watter vlak sy ontferming in die dieptes van die donker wêreld ingaan. Daarom red God 'n siel binne in die moddersluik. Hy haal nie eens uit die moddersluik uit. En as jy hier bo kom en jy's heilig genoeg, dan kom hy kom red jou nie. Nee, hy kom aan jou diep daar uit die duisternis uit. Hy kom aan jou uit die hel uit. Soos wat hy die Ou Testamentiese heiliges uit die doodryk uit gaan haal het. Want hy's 'n God van ontferming. Alles ter wille van sy belofte. En jy weet vandag hoe die Here hom ontferm oor jou lewe. Dink aan Job, 'n man wat alles verloor het, alles wat menslik gesproke is, alles wat op die aarde van waarde sou wees, alles wat kosbaar sou wees. En die Here kom ontferm hom oor hom. In ons menslike oë sou ons gesê het, nee wat, die koer is deur die kerk. Hoor wat sê Job 19 vers 21, hy sê, ontferm julle oor my, o my vriende, want die hand van God het my getref. As 'n stadium wat hy gedink het, God ontferm hom nie meer nie. Maar tog sien ons die einde was groter as die begin. Tog sien ons die ontferming van God was wonderbaarlik ook in Job se lewe. Te midde van die seer, te midde van die swaar, was die wonder van God daar gewees en God hom ontferm oor hierdie individu. 'n man, soos ek en jy. Dink aan Dawid. Hy was gejag soos 'n dier. Die koning was agter hom aan. Hy het sy bloed gesoek. En hy wou van hierdie man ontslaag geraak, want hierdie man was vir hom 'n probleem. En dit was 'n mana umana gewees. Dit was twee manne wat teen mekaar kon opstaan, want albei het die salwing gehad. Albei was konings gewees. Albei het die gesag gehad. Dis net die horlosie wat verskil het. God ontferm hom oor Dawid. Te midde van sy sonde, te midde van sy verkeerde keuses, te midde van wie hy was en wat hy was, toe hy erken, toe kom ontferm die Here hom oor hierdie man. En so werk die Here.
Hy ontferm hom oor elkeen wat hom voor God verneder. Hy ontferm hom oor elkeen wat na God toe kom en kom bely. Hy ontferm hom oor elkeen oor wie hy sorgsaam is, oor wie hy verantwoordelikheid neem. Hy ontferm hom ook oor jou en my. Oor jou familie, oor jou siel, oor jou huis. Ja, in die middel van jou stryd, daai een ry voetspore, is God se ontferming toe hy jou optel en jou begin dra. En het is wonderbaar om te weet, ons dien 'n God van ontferming. Hy is nie God soos ander gode oor wie ons moet ontferm nie, nee, hy ontferm hom oor ons. Is dit nie mooi nie? En hy doen dit, terwille van sy getrouheid in sy eie woord. 2 Samuel 24 vers 25 sê, toe het Dawid daar vir die Here 'n altaar gebou. Kyk wat gebeur. Hier kom die man en hy het nou afgewyk en nou kom hy en hy bou weer 'n altaar. Hy kom terug na wat die ware godsdiens is. En brandoffers en dankoffers gebring. En die Here het hom oor die land ontferm, nie net oor Dawid nie, oor die hele land. En die plaag is van Israel afgewend. Dis wat gebeur wanneer God homself ontferm. Selfs die plaag wat daar is, raak weg. 2 Konings 13 vers 23 sê, maar die Here was hulle genadig en het hom oor hulle ontferm en hom tot hulle gewend terwille van sy verbond met Abraham. Geslagtig terug het God 'n belofte gegee aan Abraham en nou kom die Here jare later en hy kom bly getrou aan daardie belofte. En dit laat my nogal dink, wat doen ek en jy baie maal met ons kinders? Hoe leef ons? Hoe hanteer ons die dinge in ons huise? Watse dinge laat ons toe in ons huise? En wat bring ons in ons huise? En ons laat kulture toe en jare later dan betaal ons die prys vir die fout wat ons gemaak het. Maar hier kom God en te midde van baie aanslae, te midde van baie water wat in die see geloop het, en baie wat kon skeef wees, en baie vinger wat gewys kon word, want Abraham is die ou wat gelieg het, en Abraham is die ou wat bedrog gepleeg het, en Abraham is die ou wat die verkeerde woord gegee het, en Abraham is die ou wat ongehoorsaam was op 'n stadium. En tog, te midde van dit, kom die Here na hierdie man toe en hy kom bewys genade. Want hy is 'n God van ontferming. Geslagte later. Want hy wou nie vernietig nie. Ek sien vir Abraham tree in vir Lot en sy mense, en hy kom bid tot die Here en sê, as daar dalk net 'n enkeling is in Sodom, Here, al is daar net 'n paar wat oorbly wat u wil dien met oorgawe, al is daar net enkeles wat sê ons wil getrou bly, al die ander is ontrou, al die ander het niks werd gewees nie. En die Here is so ontfermend, hy sê, as daar net 'n paar is, dan sal ek 'n stad spaar. Sjoe, deur die woord van die Here sien ons hoe tree mense op. Baie maal in die naam van, maar baie maal ten koste van die naam. Maar God bly altyd konsekwent. Hy tree altyd op terwille van sy belofte. En hy doen dit op so 'n manier en so ontfermende wyse dat hy elke een van ons genoeg ontferming het om ons deur 'n leeftyd te vat, van die dag wat jy gebore is, tot die dag wat jy jou kop neerlê, en is alles van die begin van die einde, alles God se ontferming. Hoor wat sê Jesaja 49 vers 13, hy sê, jubel, o hemele, en juig aarde, en berge breek uit in gejubel, want die Here het sy volk getroos en ontferm hom oor sy elendiges. Ja, al is ek en jy vandag soos elendiges, kan God ons steeds oor ons ontferm. Jeremia 29 vers 11, daardie bekende gedeelte. Want ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande julle koes te spreek, die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hy wou nie vernietig nie. Hy wou hom ontferm oor hulle. Maar hy sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister, want ek is 'n God van ontferming. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart, en ek sal luister, want ek is 'n God van ontferming, en ek sal my deur julle laat vind, want ek ontferm my. En julle lot verander, want ek is 'n God van ontferming, en julle versamel, want dis wie ek is. En ek sal julle terugbring na die plek waarvan ek julle in ballingskap weggevoer het. Want God ontferm hom. Nie vernietig nie. En baie keer ons het die manier om te vernietig. Ons het die manier om plat te vee. Maar God se ontferming is genoegsaam. Ja, hy kan vernietig. En die dag van vernietiging sal kom. Maar op hierdie oomblik is daar vir jou en vir my net ontferming in die hart van die Here.
Want God bly getrou aan sy eie beloftes. En hy kan wegwerp, maar hy wil nie. So vriende, wat maak ons vandag met die ontferminge van die Here? 2 Kronieke 21 vers 7 sê, maar die Here wou die huis van Dawid nie vernietig nie, ter wille van die verbond wat hy met Dawid gesluit het, en volgens sy belofte om vir hom en sy seuns altyd 'n lamp te gee. So God het 'n belofte gemaak, hy gaan hierdie huis vir ewig in stand hou. Hy gaan hierdie huis oprig, en daardie heerskappy sal bly tot aan die einde toe, en vir daardie woorde bly God nou getrou. En hy ontferm hom oor 'n koningshuis. Hoeveel te meer nie jou en my huis nie. En daarom moet ek en jy baie versigtig wees. Wat doen ons met God se ontferminge oor ons lewe? Jeremia 14 vers 21 sê, verwerp ons nie ter wille van u naam, onteer die troon van u heerlikheid nie. Hou tog in gedagte, verbreek nie u verbond met ons nie. Hierdie man kom en hy beroem hom op God se ontfermende hart. Here, moet ons asseblief net nie wegwerp nie. Moet ons asseblief net nie uitban nie. Moet ons asseblief net nie verbreek nie. Here, moet ons asseblief net nie uitwerp in die duisternis nie. En te midde van al jou en my verkeerd, is daar vanmôre vir elkeen van ons genade. Want ons is 'n God van ontferming. Te midde van Petrus, wat Jesus verloon het, het God hom oor hom ontferm. Te midde van Maria, wat in sonde betrap was, het God hom oor haar ontferm. 43 konings van die volk het God keer op keer, te midde van manne wat die pad buister geraak het, insluitend Dawid, insluitend Salomo, het God die heeltyd homself ontferm. Selfs in ballingskap het God hom oor sy volk ontferm. Hulle was in verstrooiing oor die aarde, en God kom in 1948, en hy bring hulle terug na hulle huis toe, want hy steeds vandag, duisende jare later, steeds die God van ontferming. En dit is verstommend. Die derde ding wat ek wil uitwys, is hy tree ook op ter wille van sy woord. Sy verbond, wat hy met Abraham gesluit het, met Isak en met Jakob gesluit het, ter wille van die vaders wat met God gewandel het en 'n pad met God geloop het, te midde van die lewe waarin hulle self gevind het en geslagte lank hierdie pad geloop het, kom God en hy kom onderhou sy woord, en ter wille van sy woord leef hy tree vir tree met hierdie mense. Ter wille van daardie toewyding en respek, ter wille vir sy naam, bly God getrou. Mag die Here jou en my help om te let op wat ek en jy maak met die woorde van die Here. Mag die Here ons help dat ons versigtig sal wees wat ons maak met die woord van God, wat lewendig en kragtig is en skerper as 'n tweesnydende swaard. Ja, dalk het ons beloftes al lankal vergeet. Dalk het ons oor tyd so 'n bietjie 'n deeltjie daarvan vergeet. Ja, ons het dalk lankal die pad byster geraak. Maar as ons begin dink aan die ter wille van, dan gryp die gedagte my. En dit spoor my aan. Het ons nie nodig om weer opnuut te kom en ons te bekeer terug na hierdie plek, toe dat ons sal optree ter wille van ons beloftes aan die Here nie. Al die beloftes wat ons so mildelik gemaak het en so maklik gespreek het, maar nooit gedagte gehad het, dat ons vir jare later en geslagte vorentoe dit moet onderhou nie, dat ons sal hou by ons beloftes voor die Here, want hy sê in die woord, hy sal elke een van die beloftes van ons eis. So as hy dan so optree, dan moet ek en jy ook versigtig wees. Wat daarvan as ons ter wille van die mense naby aan ons, die Here met oorgawe dien? Wat daarvan dat ons dalk ter wille van ons verantwoordelikheid voor die Here getrou aanhou om die Here te dien? Terwille van ons voorvaders loop ons 'n pad. Ja, daar's besluite geneem, daar's dinge gedoen, goed en sleg, en ons loop die pad. So wat gaan ons doen met die geslagte wat na ons is? Hoe gaan ons optree in ons lewe wat hier is vandag? Hoe getrou gaan ons wees aan ons beloftes voor die Here? Want dit is baie maklik om te praat oor die God van belofte, maar wat doen ons wanneer ons beloftes voor hom kom maak? Terwille van ons verbintenis tot mekaar, moet ons getrou wees aan die Here. God tree op terwille van sy beloftes en sy woord. Wanneer laas het jy gedink aan jou beloftes voor die Here? 'n belofte aan die Here bly vir ewig. So tree jy nog op terwille van jou beloftes voor die Here? Of is dit nie meer vir jou so belangrik nie?
1 Konings 2 vers 24 sê, nou, so waar as die Here leef, wat my bevestig het en my op die troon van my vader Dawid laat sit en vir my 'n huis gestig, gebou het, volgens sy belofte. So hoe kan ek en jy dan optree in hierdie lewe waarin ons nou is, terwille van ons beloftes? Wel vriende, elkeen van ons het voor 'n kansel gestaan en 'n belofte gemaak aan 'n bruid. Ons het belofte gemaak dat ons die pad gaan loop van die Here. Ons het 'n belofte gemaak in bediening, ons het beloftes gemaak in roepinge. Ons het beloftes gemaak vir baie dinge in die lewe. Maar hy kom praat hier oor, hy het vir hulle 'n huis laat bou, volgens belofte. So hy sê terwille van die huis van die Here. Wat doen ek en jy terwille van ons beloftes vir die huis van die Here? Ons lewe en ons doen terwille van baie dinge in ons lewens. Ons verdra baie dinge in ons lewens, ons verwerk baie dinge in ons lewens, ons reël baie dinge in ons lewens, maar wat doen ek en jy vandag terwille van die huis van die Here in ons lewens? Hoe getrou is ons aan daardie verantwoordelikheid, aan die huis wat God gebou het? Ons het hom nie gebou nie, God het hom gebou. Ons het ingestap, ons het begin werk, maar God het hom gerig, God het hom gestig, God het hom in lewe geroep. 82 jaar lank, wat doen ons vandag? Met hierdie huis van die Here, wat byna 40 jaar oud is. So dink bietjie terug, vriende. Hoeveel keer het jy al hier in hierdie plek gesit, of in jou eie kerk dalk gesit? En hoeveel keer het jy gesit en geluister na 'n boodskap en 'n belofte in jou gemoed voor die Here kom neerlê? En hoeveel van daardie beloftes staan vandag nog? Want vriende, vandag vra die Here vir ons of ons nog terwille van ons beloftes vir die huis van die Here sal optree. Bou ons nog aan hierdie plek wat God aan ons toevertrou het? Werk ons nog terwille van ons belofte aan God in die roeping waarin ons staan? Wat doen ons terwille van? Wat doen ons terwille van siele wat bereik moet word? Dis hartseer. Daar word 'n geleentheid gebied vir mense om geleer te word om siele te bereik en ons praat almal daaroor, maar 2 of 4 mense dag op en die res stel net nie belang nie, dis nie belangrik genoeg nie. Maar ons sê ons is getrou aan ons beloftes. Tree ons nog terwille van ons opdrag op voor die Here en ons roeping? Wat doen ons nog terwille van die eenheid? Wat doen ons nog terwille van die groei? Wat doen ons nog vir die uitbreiding van die koninkryk? So dink bietjie aan die jare se geskiedenis. Ons tree baie op terwille van onsself, tot binne die huis van die Here. En baie mense tree baie op terwille van iemand in die huis van die Here. Baie mense tree baie op terwille van baie dinge, maar wanneer laas tree ons op terwille van die bou van die huis? Kyk hoe val die kerk in Suid-Afrika uit mekaar uit. En kyk hoe is die mense dan maar net tevrede, het maar net so aangaan. En elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid oor hoe ons bou aan dit wat God aan ons kom toevertrou het. Hy skenk die wysheid terwille van sy beloftes. 1 Konings 5 vers 12 sê, en die Here het aan Salomo wysheid gegee volgens sy belofte. Hoekom? Om die huis te bou. God het voorsien, God het in stand gestel. Hy het die vermoë gegee en hy het die wysheid gegee. God gee die vermoë vir jou en vir my ook om te kan bou, om te kan ywer, om te kan werk, om gefokus te kan wees op die koninkryk. Maar hy het die merk gemis. Want sy einde was katastrofies. Want hy het ook sy belofte vergeet. Salomo het sy belofte vergeet. Handelinge 6 vers 3 sê, kyk dan uit broeders na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. So wat maak jy met daardie belofte wat jy voor die Here afgelê het, oor dit waarvoor jy jou aangestel het? Maar hy het jou aangestel oor jou huis, hy het jou aangestel oor 'n kerk, hy het jou aangestel oor 'n familie, hy het jou aangestel oor 'n besigheid, hy het jou aangestel oor 'n plek waar jy werk. God het jou aangestel, nie iemand anders nie, God het jou aangestel. Wat maak ons in getrouheid in dit waartoe God ons aangestel het? Terwyl hy die wysheid gee vir ons om dit te doen. Of maak ons ook die fout soms om die wysheid so Salomo dalk te sê, ag, ons is nou bo dit. 1 Konings 8 vers 25 sê, hou nou ook Here God van Israel die belofte wat u aan u knegt my vader Dawid gedoen het, naamlik, daar sal vir jou nooit 'n man voor my aangesig ontbreek, wat op die troon van Israel sal sit nie, as jou seuns net deur hulle weg in ag neem, deur te wandel voor my aangesig, soos jy voor my aangesig gewandel het. God sê, ek sal wysheid gee, vir alles wat julle ontbreek, as julle maar net voor my wandel, soos jy moet.
So wat doen jy vandag? Terwille van jou wandel voor die Here. Nou, as 3 dinge wat belangrik is. Jou wandel is 'n wandel terwille van jou beloftes voor die Here. Jou wandel is jou wandel terwille van dit wat belangrik is, om jou weg voor God in ag te neem. Jou wandel is belangrik terwille van hom, wat saam met jou wandel. Ja, ons wil graag hê God moet met ons wees. Ons wil graag hê hy moet God Immanuel wees. Wat doen ek en jy in ons wandel met die God wat saam met ons is? En elkeen moet sy heil voor God uitwerk met vrees en bewing, want elke knie sal voor hom buig, en elke tong sal God bely. Maar o vriende, ons wandel is die bewys van die beloftes wat ons hou, of die beloftes wat ons breek. Hy sê, ek moet let op my wandel in my huis, ek moet let op my wandel in my huwelik, my wandel voor my kind, my wandel saam met my mense. En dit is kosbaar om te dink daaraan, dat ek en jy kan optree in ons lewens terwille van my wandel saam met die Here. Filippense 2 vers 12 sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, selfs in sy afwesigheid, kan ek en jy let op ons wandel. Want ek het nie nodig om my te kwel oor die dag van môre nie, want hy is met my in elke ingang en elke uitgang. En al het ek vergeet, bly God getrou, hy vergeet nooit nie. En daarom moet ons versigtig wees met ons wandel, daarom moet ons versigtig wees, let op die wandel wat jy leef, want God is met ons. En mag die Here ons regtig help. In die tyd waarin ons is, om baie versigtig te wees, om te let op die spore wat ons trap. Hebreërs 4 vers 11 sê, laat ons dan ons beywer om in te gaan in die rus van die Here. Dis deel van my wandel met die Here, om te wandel in sy rus. 2 Petrus 3 vers 9 sê, vertraag nie die beloftes so sommige, die Here vertraag nie die beloftes so sommige te vertraag en ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Ja, hy vertraag geen belofte nie. Elke belofte van God gebeur op die perfekte tyd, op die perfekte plek, op die perfekte manier. Die kwessie is, wat maak ons met sy beloftes, wanneer hy het vir ons bring? Leef ons ter wille van dit? Leef ons ter wille van ons beloftes? Of gooi ons die genade en die wysheid en die ontferming van die Here terug in sy gesig? En daarom moet ons vashou. Hou vas aan die beloftes van die Here, want hy is die waarmaker van sy woord. Hou vas aan die beloftes van die Here, want hy is getrou om elke deel daarvan uit te voer. Elke jota, elke titel is ja en amen, sê die woord van die Here vir ons. Hy sal dit doen, hy sal dit volbring, en geen volbringing sal daar wees, sonder hy wat dit doen nie. Hy is die volëinder van ons geloof. En God tree op ter wille van elkeen van sy woorde, nie sommiges nie, elkeen. En daarom moet ons sê, Here help ons, dat ons ook sal optree ter wille van u beloftes. Maar Here, dat ons onsself sal toets oor die beloftes wat ons gemaak het, Here, dat ons sal hou by dit wat nodig is, soos Stefanus, wat gestenig is ter wille van sy belofte aan die Here. Soos Daniel en sy vriende, wat in 'n vuuroond gegooi is ter wille van hulle belofte aan die Here. Soos Petrus wat gekruisig is ter wille van sy belofte aan die Here. Soos Jakobus wat onthoof is ter wille van sy belofte. So ver is ek en jy bereid om te gaan ter wille van ons belofte. As 'n laaste ene wat vir my uitstaan. Ek sien dat die Here het opgetree ter wille van hierdie een ou enkele woordjie. Daar op Golgotha kom die God van die heelal en hy tree op en hy maak klaar dat hy begin het. Ter wille van Tetelestai. Hy het dit volbring. En sy laaste woorde op hierdie aarde, voor sy dood aan die kruis, dit is volbring. Kan ons maar lewe ter wille van God se Tetelestai. Kan ons maar lewe ter wille van God se dis afgehandel. Kan ons maar lewe ter wille van God se klaar gemaak met hierdie wêreld. Kan ons maar lewe ter wille van God se prys klaar betaal in hierdie wêreld. Kan ons maar lewe ter wille van God se vrygemaak in hierdie wêreld. Kan ons maar lewe ter wille van ek is sy kind en net sy kind. Mag die Here ons help. Mag die Here ons opwek. Mag God ons herinner
aan elke een van sy beloftes. En elke een van ons beloftes. Kom ons buig ons harte, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons in hierdie môre herinner kan word dat U is die getroue, die onveranderlike, die ewige. En Here, U bly getrou aan U eie woord. En U tree op ter wille van daardie woord. Maar Here, help ons asseblief. Laat ons getrou sal bly aan ons beloftes aan U. Laat ons getrou sal bly aan die standaard van die Here, aan die verwagting van die Here. Ja, Here, ons handel en ons wandel. Help ons, Here, om klaar te wees met hierdie wêreld. Dat ons nooit sal terugkyk nie. Nooit weer sal leef asof ons nie. Maar Here, dat ons sal vashou. Vir solank as wat U ons steeds hier wil hê. Ons eer U vir die voorreg. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriend, ons gaan 'n lied saam sing vir die eer van die Here. Al my twyfel bring ek Jesus, hy sal sy beloftes hou. Al my twyfel bring ek Jesus, hy sal sy belofte hou. Nimmer sal hy my miskraam nie, op sy woord kan ek vertrou. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Want ek het geen aan Jesus, as my liggaam, siel en gees, hier op aarde en daar op hemel, waar ons saam met hom sal wees. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy wonderlike vrede. As jy nie vanmôre daardie vrede het nie, as jy weet jy het vanmôre beloftes wat jy nie gehou het nie, soek die Here. Maak reg, want die tyd word min. Die genade van ons Here Jesus, die liefde van God ons Vader, en die teere opsoekende gemeenskap van die Gees van God, wees en bly met elkeen. Amen.